Dag sê, in ons vorige praatjie het ons genoem dat dit nuttig is om 'n stel gereedskap aan te skaf wat kan help om beweringe te toets. Ons het dit voorgestel as siwe om die korrels van die kaf te skei. Hier volg nog 5 sulke siwe. Sif 6. Kwantifiseer. Hoeveel? Ons kry 'n meer akkurate beeld deur getuienis en evaluasies in syfers uit te druk. Waar 'n glyskaal betrokke is, het mense verskillende evaluasies van woorde soos baie, hoog, duur, oud, groot, naby of stadig. Sulke konsepte kan ondubbelsinnig oorgedra word deur dit in syfers uit te druk. Indien akkuraatheid nie van belang is nie, hoef ons natuurlik nie in alledaagse spreektaal gedurig te kwantifiseer nie. Dit mag meer diplomaties wees om nie te spesifiek te wees oor hoeveel ons weeg of hoeveel Herman vir daardie afskuwelike skillery betaal het nie. Soms word dinge deur sprekers of verslaggewers oordryf met die spesifieke doel om 'n gunstige of skadelike beeld te skep. Metafore soos 'n ineenstorting, 'n bom of 'n opskudding kan gebruik word om te mislei. Syfers kan maklik geverifieer word en plaas meer druk op die beweerder om by die waarheid te hou. Sif 7. Die beste passing. Is die verklaring toereikend, koherent en spaarsaam? Met die beste passing weeg ons alternatiewe verklaringe vir 'n gebeurtenis of verskynsel teen mekaar op. Die verklaringe moet elkeen volledig genoeg uitgebou word om toereikend te wees. Met menslike gebeure kan ons oorweeg hoeveel mense betrokke sou wees, hoe divers hulle sou wees en hoe dit gefinansier kon word. Met natuurverskynsels kan ons kyk watter meganismes betrokke sou wees, hoe lank dit sou duur of dalk waar die materie vandaan sou kom. Elke moontlikheid wat oorweeg word, moet 'n koherente geheel vorm. Dit mag geen teenstrydighede bevat nie. 'n Verklaring moet egter nie op grond van triviale beselagtighede gediskwalifiseer word nie. Heel moontlik is daar 'n eenvoudige verklaring van oënskynlike teenstrydighede. Die wet van spaarsaamheid sê vir ons dat die eenvoudigste verklaring die waarskynlikste is. Die wet word onderskryf daardeur dat elke aanname die risiko van mistasting dra en aannames dus beperk moet word. Sif 8. Die 5 B's. Buitengewone beweringe benodig buitengewone bewyse. Is die getuienis ter ondersteuning van die proposisie in verhouding tot die uitsonderlikheid daarvan? Hierdie aforisme is beroemd gemaak deur Carl Sagan. Intuïtief weet ons reeds dat hoe meer fantasties iemand se storie is, hoe minder geloofwaardig is dit. Gestel ek beweer dat ek vanoggend in die supermark was en dit baie besig was. Dis nie 'n buitengewone bewering nie en daar is dus nie veel rede om die bewering te bevraagteken nie. Sou ek egter beweer dat daar 5 groen marsmannetjies in die supermark was wat bikinis en sigarette gekoop het, dan het ons met 'n buitengewone bewering te doen en gaan ons nie sommer goedsmoeds die bewering aanvaar nie. Oortuigings wat verskil van die meerderheid se siening moet nie verwar word met buitengewone beweringe nie. Miskien bevind ons byvoorbeeld onsself in 'n gemeenskap waar die meerderheid van die mense glo in die profeseë van 'n beweerde siener. Selfs al vorm hierdie mense die meerderheid, bly dit wat hulle glo buitengewoon. Sif 9. Steun op die kenners. Is dit 'n gespesialiseerde vakgebied? Wie het die toepaslike kwalifikasies en ervaring om 'n deskundige mening te gee? Die hoeveelheid inligting wat aan ons beskikbaar is geweldig omvangryk en neem baie vinnig toe. Omdat geen individu 'n omvangryke kennis van elke vakgebied kan bemeester nie, het gespesialiseerde vakgebiede ontwikkel. Die analogie van 'n ballon word dikwels gebruik.
Die lug binne in die ballon verteenwoordig kennis en die ruimte buite die ballon die onbekende. Hoe groter ons die ballon opblaas, des te meer kom ons in aanraking met die onbekende. Dit is juist diegene wie se kennisballonnetjie maar klein is, wat dink hulle weet amper alles. As die onderwerp fisika is, maak ons staat op fisici. As dit klimaatsverandering is, maak ons staat op klimatoloë. As dit regte is, op regslui ensovoorts. Ons bel nie die tandarts om die grasnyer te kom herstel nie. Ons moet op ons hoede wees vir mense wat 'n spesifieke agenda het en doelbewus agterdog saai. Daar is 'n toenemende aanslag op kenners in sekere vakgebiede, hoofsaaklik deur mense wat propaganda saai sonder enige agting vir die waarheid. Vakkundiges is geneig om hulle saak met navorsing te staaf eerder as om op verdagmakery staat te maak. Sif 10. Toets vir wensdenkery. Pas die gevolgtrekking by. Wantrou gevolgtrekkings wat wenslik is, meer as die wat ongewens is. Dit voel teen-intuïtief, maar dit maak sin. Wensdenkery is meer algemeen en slinks as enige ander drogrede. 'n Proposisie mag nie verwerp word bloot omdat die gevolge te vreesaanjaend is om te verwerk nie. Die waarheid is die waarheid, of ons nou daarvan hou of nie. Soos daar die heel eerste wet van denke dit stel. Wat is, is. Dit bring ons aan die einde van hierdie reeks praatjies oor die onderskeid tussen waar en vals. Vir 'n meer volledige weergawe oorweeg gerus om die e-boek Korrels en Kaf af te laai. Volgende keer praat ons net kortliks oor die morele impak van 'n kritiese episteem. Intussen, vir daardie ekstra tikkie insig, onthou gerus in vino veritas.